groet. Ek sien nou dit dat jy was met oulik, die dominee, so seker nou na kerk in die tannie, wonder vir hierdie goed. Kyk in ons wêreld, laat die mense ons nou, tussen die mense na ons is vreemd vir mekaar, ons groet nie. Toe dacht ek, dis nou baie gelukkig, sê die dominee vir tannie, ek weet nie wat Karen moet doen, so dat ons mekaar moet groet. En nou Karen het nou, al draai jy nou net om en die mense ver, maar net vir mekaar, môre, ja, toe, daar sê net, môre, daar sê, en dan voel ons het ons een groot familie, ons sit ons nou bietjie ver van mekaar, want ons mekaar glimlag gee. Want hulle sê ons as die mense glimlag gee, dan gaan die spanning weg. Maar daar is nie 'n manier dat die spanningsspiere in jou lyf kan gespanne bly as jy glimlag. Dit is ongelooflik as jy jou gesig glimlag, dan werk jy net weer ontspan alles. So as jy voel jy's gespanne, dink net dan moet jy glimlag. So goed, nou is ons so bietjie ons het lekker gesing, ons Here gedink en ons het geglimlag, want die Here glimlag, ons is die groot liefde en genade. So kom ons word net stil. Hemelse Vader, dankie dat ons hier by mekaar is. Dankie dat ons sing, saam kon sing, so naby aan kon voel. Dat ons die ervaring kon hê dat U hier is, Here, as dit nog steeds ver voel, dat ek het nou. Vul asseblief, elkeen van ons weet, U is hier. U was nog altyd hier. U is nog altyd was deur die Skepper. Dat ons nou kon vra, Here, breek asseblief deur alles wat tussen ons en U is, alles wat ons ver en vreemd laat voel en verbuitend laat voel. Wat asseblief saggies aan ons, dat ons kan voel, is U, soos wat U beloof het, is U getrou. Help ons dan dat ons in hart en siel ons sal oopmaak vir die teenwoordigheid. God verheerlik alles wat ons doen tot die Here. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ek wil vanmôre, ek het nou besig in die psalms wat ek so die oordenkings deurstuur en ek het gedink om vanmôre oor Psalm 8 met die boodskap te deel. Dis so 'n ryke psalm. Kom ons lees hom eers weer. Dawid is natuurlik die ou wat die meeste van die psalms geskryf het. Nou kan 'n mens nou vir jou dink, ons weet nie wanneer het Dawid hierdie psalm geskryf nie. Ons weet dat Dawid 'n skaapwagter was. Hy was besig om skape op te pas toe die profeet vandag die salf het as die koning. En of Dawid toegeskryf het, sy partykeer dink aan die amper die volwasse tyd, dan dink ek dan Dawid dalk lank daarna. Dalk as koning op paleis se dak in 'n hand gesit en dalk agteroor gelê en die sponsor bekyk en net gedink en die tyd toe het so voorspoedig met hom was. En die mooi dinge en sy belewenis van God en God se nabyheid. En toe hy skaapwagter was, net daar in die nagdag op sy rug gelê, vrede daar tussen die skape en my kind. Groot is God, as hy my aan na die sterre kyk, dan skryf hy hierdie verwonderingslied. Hy sê, Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. En so word die teestanders, die vyande wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, die maan en die sterre waarin U plek gegee het. Wat is die mens dan dat een omdink? Die mensekind dat U na hom omsien.
het hom net 'n bietjie minder as die hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U het hom laat heers oor die werke van die hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape, beeste, alles. Selfs die diere in die veld, voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Nou as ek na hierdie boodskap kyk, dan gaan ons in 3 maniere dan kyk, maar kom ons sit net so, dan bid ons saam. Dierbare Vader, die het hierdie psalm wat lang gelede opskryf, psalm van verwondering. Here, ek bid dat ons vanmôre saam met Dawid sal opkyk. Here, ons leef in 'n wêreld waar ons vergeet om op te kyk. Ons kyk net rondom ons en ons word moeg en moedeloos en opstandig. Wat ons sien is stikkenis, verwoeste wêreld. Ek bid dat lei ons vanmôre om op te kyk, saam met Dawid, dat ons as ware woord vir woord saam met hom in verwondering gaan, maar ook neergevoel raak in boodskap hoor, wat nie oor die neem met ons opdeel. Geef ons oor wat hoor, en hart wat begeerig is om te leer en het wil te gaan doen. Droom en die begeerte om die heerlikheid te sien, nie net aan woon nie, maar op iets van meer en meer in die wêreld om ons te kan sien en te beleef. En as U dan vir ons 'n pad wil wys na nooie, help ons dat ons kan hoor en gehoorsaam. Dit is die vraag van dit. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Nou die eerste opmerking hier, as ons in hierdie gedeelte van lees, is dat ons hoor dat hy sê, die Here dink aan ons. Hy sê, wat is die mens dat U aan ons dink? Wat is die mens, as ek hierdie heerlikheid kom, dat U aan ons dink? Die vraag, wie is die mens? Wat is die mens? Die mens is die een wat God gemaak het. Toe hierdie ganse heerlike skepping klaar gemaak het, oor elke ding stukkie vir stukkie, en dan sê dat dit is goed, dan maak hy die mens, sê goed, is baie goed. En hy maak die mens volgens sy bedoeling. Genesis sê, kom ons maak mense na ons beeld, as ons in ons gelykenis op nuwe vertaling, as ons verteenwoordiger. En dan skryf hy hier in vers 6, wat is hierdie mens? Hy sê, U het hom klein bietjie minder gemaak as 'n hemelse wese. En toe het U hom met aansien en eer gekroon. Wat is die mens? Byna 'n engel. So naby aan die hemelse wesens wat heeldag in sy teenwoordigheid leef, die verheerlikte wesens wat sy lof sing dag en nag. Bykans, so spesiaal maak U die mens. En U het my ook bedoel om te wees. U maak ons as ware 'n koning wat sou heers. U het ons gekroon met eer en met heerlikheid. U het ons as ware 'n koning gemaak binne hierdie skepping, wat sou heers, aan wie U alles onderwerp het. U sê alles, die skape, die beeste, selfs diere van die veld, die visse in die see, maar alles, en hier heel in die begin, in Genesis sê, ons is gemaak, onderwerp en heers, daar gesê, vul die aarde, onderwerp, heers. En God het hierdie mens toe in die begin gemaak het, in heerlikheid gemaak, in 'n paradys. Maak 'n
ons het volmaak, ongelooflik volmaak, soos wat jy kan droom, sonder smet, sonder steef, sonder alles perfect. Die eerste paar verse beskryf die wonderwerk, as hy die Psalm skryf. Glansryk, sy glansryk. Het is vol van sy heerlikheid. Die mens as baie kan sê, wow, of die, soos die jongens vandag so lief moet sê, awesome, as dit nie awesome, is dit nie ongelooflik. Awesome, skep en onbeskryflik heerlik. So het God gemaakt. En bedoel dat dit sal wees. En in hierdie awesome, heerlike, verstommende, kom maak hy mens, as die heel laatste, en hy sê, hier is dit. Ek stel jou as waar as koning met dit alles aan. Kroon jou, is die kroon met dit alles. En dan kyk jy meest met die prentje, as jy keer rondom die kyk. Die tragedie. Dat God dit glansryk maak en 'n mens as ware koning en dit alles instel. En dan kom ons en sien hierdie bekroonde wese. Dit wat God goed gemaak het om verderf, omdat die dinge binnekant in ons skeef geloop. Hierdie bekroonde wese het die intieme verhouding wat God met hulle gehad het reg van die begin af. En by verhuil, opstandig grootsheid, was hy dit verlaat. Dat iets van meer as dit vir homself wil hê. God kom sê, ek gee dit alles, maar 'n stukkie, wou ek nog 'n stukkie gehoorsaam. En dan kom die groot verleier en sê, ag, hy wil nie hy moet wees soos jy nie. Mense, dat ek kan nog meer kry, as ek dit eet, dan sal ek die volle kennis van goed en kwaad hê, is om te begeer meer, die gulsigheid en die grootheid drang van 'n mens, wat meer mag, meer, dan sal hy afbly. Die mens wat homself verhef om meer te wees as 'n koning in diens, wat 'n koning moet wees in volle alleen heersing. Dis verhaal wat die Jesus vertel van die verlore seun, wat by sy pa alles gehad het, honderde jaar. Dan besluit hy, aan die wil nie sy pa sy heerskappy erken nie. En sy gee my deel wat my toekom en hy trek na weg, waar hy nie behoort te sien nie, en sy pa nie invloed het. Daar gaan hy, en hy regeer sy eie lewe in die grond, totdat hy daar homself op het vat. Dawid het hier goed beleef. Dawid het hierdie stukkend beleef. Dawid het hierdie stukkend in homself beleef en sy eie teleurstelling, as hy moet besef, as Nathan by hom kom en hom vertel van 'n man wat een skaap, wat een ooit en die kom 'n ryk man wat baie gehad het en vat die ding. Dawid word woedend en hy sê, jy moet dood, en as hy het mislei. Hierdie man het 'n vrou gehad, en jy het jy begeer. Jy het sy dood veroorsaak, jy het hom dat vermoor om die skande en swakheid weg te steek. Staan nie pa vir jou kwaad uit. En bedrog, en skelm en moord kom jy weg en sê, dis jy. Die man na God se hart wat gevou het, wat uiteindelik sien hoe dat God staat en die sien toe en sterf. Dat eerst dan in homself. Maar dan het ook beleef in sy ervaringswêreld, in die swaarkry wat hy beleef het. Ja, hy was koning, ja, hy het wonderlike dinge beleef, maar Dawid het ook as ouer die diepste hartseer en teleurstelling beleef, as eers Absalom. Die mense rondom hom by mekaar gemaak het, opgemaak en sy pa, die jong man met al sy charme. Dan het eindelijk dan ook sy dood. En hy moet afskeid neem van 'n seun wat sy dood gesoek het. En uiteindelik
kom een van sy ander seuns, en hy is sukses met die opstand, die bedreiging van sy troon, Dawid en vlug vir sy lewe. Teleurstelling in sy kinders, en van eens die magtige koning, die stikkende rondom hom sien, sy kinders, sy nageslag wat nie Here geken, die boosheid wat aankom. So Dawid het al hierdie ervaring, maar as hy opkyk, dan sien hy die heerlikheid van God. En miskien is het dan, as hy so rondom hom die stukken sien, en hy kyk op, en hy dink, dis wie God is. Ek sien in hierdie heerlikheid, die God, die almagtige, en dan dink ek, as ek rondom my kyk, wat het ons hiervan gemaakt? Dan vraag ek, hoe is dit aan Here, dat U van ons steeds kom Dawid en hy sê, weet jy, selfs in allerbeste terme is ons as mense niks. Psalm 62 vers 10, redeneer hy so, asof ek wil sê, gemeet aan die onmag, aan die ontsaglike heerlikheid, onmeetlike van die skepping, skryf hy in Psalm 62 vers 10. Hy sê, mense is niks, op 'n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks. Hierdie mense wat so vol is van myself, sit hulle allemaal op skaal, op Godse skaal, dan reageer die skaal. Maar hoe gaan die mense wat niks is? Dat is so vol van hulle self. Sê, en toch, dink hy aan ons, steeds, ten spyte van, desnieteenstaande, dink hy ons. God wat alles volkome gemaakt het, heerlik goed. En sien wat sy bekroonde konings daarvan maak, toch bly hy aan hulle dink. Dank na Dawid se bestaan, kry ons bevestiging in sy woord, dat God steeds aan die mens dink. As Johannes vir ons skryf, so lief het God die wêreld, dat hy hierdie verdorwe, arrogante mensdom steeds in sy hart hou, steeds in ons dink. En daarom stuur hy in hierdie verworde wêreld, stuur hy sy seun Jesus Christus, hy sê, want ek dink steeds aan julle. Julle wat deur julle eie toedoen, julle eie dwaling, julle eie ongehoorsaamheid en grootsheid van en die gemors wat julle van alles maak, julle self in verdoemenis en oordeel val, omdat dit self nie. En hy stuur Jesus om 'n onbegryplike genade aan die kruis uit te gaan haal, sodat hy sy onverganklike verbintenis met mense bewys. Dink aan julle. En as jy na die kruis kyk, dan sien ons die bewys. Wat is die mens dat hy steeds aan ons dink? Dat hy seun gestuur het om daar te gaan hang, al het ons vergeet dat ons maar nie te dink. Om daar 'n verlosser te wees en 'n redder en 'n leidsman. God dink steeds tot vandag, ook vanmôre om sê, ek dink en saam met Dawid kan ons nie anders stel as om sê, Here, wat is ek? Ons, die God wil sê dat U aan ons dink, die genade. Maar die tweede deel sê, hy sien om na ons. So wat is die mens dat jy nou dink? Wat is die mens dat jy aan opsien, sê vers 5. Dink, en kry ons jammer, en sê, ek sê, want ek weet jy kan nie my jouself ken. Omsien hier beteken om te gee, om aan my aandag te gee, om te versorg, om my belange op
die hart te dra. Job het ook in sy swaarheid oor hierdie goed gewonder. Job 7 vers 17 en 18 staan daar: wat is die mens dat hy soveel van hom maak, dat hy hom so op die hart dra? Job wonder ook, wat is die mens dat hy soveel van hom maak? Hy so belangrijk op die hart dra. Hy versorg ons deur dit wat hy ook aan ons onderwerp. Hy sê die hele skepping is in julle onderwerp. Die skape, die bokke, die beeste, die natuur, alles om te versorg, om in stand te hou, om te gebruik en om te geniet. Alles wat ons nodig het. Dis daar buite. Plant, saai, boer, versorg en eet. Genoeg, sodat ons alles kan hê wat ons nodig het. Sy die skape en die beeste, die voëls, die visse, onderwerp het en heerskaaplik was van die begin op die dag. As die Here Jesus dan in hierdie wêreld kom om God se dink aan ons te bewys, dan met hierdie koms dat die wêreld was dit nie 'n tydelike koms nie. Hoe sorg hy vir ons? Hy sorg vir ons deurdat hy na die wêreld toe kom. Hy laat homself weer vind. Mense het hom vergeet en weggekyk. Laat homself weer vind. Die verlore seun sodat hy kan na ver en op 'n dag besef hy net skielik. Maar daar's 'n Vader wat goed is. En sy gedagtes vind hy weer die antwoord. En as die Here Jesus kom, dan laat hy homself vind. Hy stuur 'n ster in die lig om die mense, die skaapwagters wat daar sit, dat hulle kon hoor deur die engel en hy sien 'n lig wat die wyse manne lei totdat hulle die Here Jesus uitkom, tot daar die krib. Hy laat hom vind. Die engel sê, gaan kyk. Die lig sê, ek lei julle tot daar. Hy laat hom vind deurdat hy in ons harte weer kom tuiskom. Dat ons sy woord het, dat ons kan hoor en dat ons aangryp, dat hy oopmaak. Hy laat hom kry. Dan sê die Bybel, my word Immanuel, God wat by ons gekom. En dan sê die Here Jesus, ons het weggaan, ons het nie veel as ons weeskinders nie. Ons die Heilige Gees, ons sal daarmee wees. Vir die wêreld wat sy rug op hom gedraai het, en sê, ek sal my weer bekend maak. Ek het 'n ewige verbintenis. Ek sal nie toelaat dat julle my vergeet. Ek gaan nie verdwyn nie. Ek sal altyd daar wees. Tot vir jou. Die wonderlike God wat na al ons behoeftes kom, ons en ons belange die hand dra. Geestelik, om sê ek wil julle harte kom inwoon om daar binnenkant, want dis waar ek het verkeerd doen, om daar binnenkant in julle harte te begin, in jou siel, dat julle wese te kom herprogrameer, dat jy sal besef, wanneer ek die nummer 1 is, so die eerste die koninkryk vir my, dat op my gerig is, om alles weer in lyn, om binnenkant af te maak. En as ons swak raak, om ons te bekragtig, hy sê, ek stuur my Heilige Gees om julle te leer en te lei, en julle sal krag ontvang, dat julle weer kan word, dat ek die hele moet wees. Want die Heilige Gees, die lig op Jesus laat skyn. Wonderlik as die mens oor die Heilige Gees lees, om te sê vir mens, die Heilige Gees het niks niets kon leer nie. Daar is nie enkele woord iets niets nie. Al wat die Heilige Gees kon doen het, is om vir ons altyd op Jesus te wys. Iemand het eendag so mooi verduidelik, sê, wanneer nog mense by 'n konsert of 'n vertoning of 'n ding is, dan op 'n stadion sit daar al die ligte af, dan kom die kollig aan. Daai kollig net een ding,
alles in donker wees, en die pollig moet op die een wees daarvoor, dit is al gaan. So die Heilige Gees het net een ding om doen, en dit donker maak, en dat ons net die Jesus kan sien. Dus vir die Heilige Gees moet doen. Dis hy. Dis hoe God aan julle dink. Weet dat hy hierdie een gestuur, die Seun van God, om te sien na julle, sodat alles oorgemaak kan word, deur die kan wees, gevul kan word. Al hierdie beloftes, al hierdie betuie, al hierdie beloftes van trou en werking, is die goed wat vir ons moed gee, wat ons sê, maak nie saak wie jy is ook vir jou te doen, jy kan voortgaan. Dan sê hy, hy sorg vir ons geestelik, van binnenkant af, geef ons krag, om te volhard op hierdie dinge, maar hy versorg ook vir ons fisies, die natuur, deur dit wat ons het, eet, drink, te geniet. Hy sorg vir ons deur ons deel te maak van sy groot familie, deel te maak van die verbondsvolk, deel te maak van 'n gemeente, van 'n kerk, soos ons in mekaar kan sien. Ons kan weet, ons kan in mekaar kyk en weet, daar is iemand omgegee. Daar is nog mense wat in gehoorsaamheid in die Here mekaar wil sê, as jy my nodig het, jy ken my naam, jy ken my adres, ons sal daar wees in mekaar. Maar die laaste sê, sien jou, jy nie vergeet nie, sorg vir jou, as al hierdie dinge gebeur, dan sê maar gebruik ook vir jou. Vers 7, vers 8 sê die ding. As Dawid opkyk en verwondering staan oor die grootsheid, dan dink Dawid ook aan die wol wat ons hier met. Hy sê, U laat ons heers. U laat ons heers. Dawid besef die verantwoordelikheid wat dan op ons kom as hy na ons kyk en na ons sorg en na ons dink. Sê, dis nie sommer nie. Ek dink aan julle, want ek het 'n plan van die begin af gehad om die skepping, koning en heerser te wees. As die ding skeef loop, dan bly ek getrou met ewige verbintenis om te herstel, sodat julle in diens kan wees, iets van dit wat julle opgevoed het kan doen. Vir ons. Hy besef sy verantwoordelikheid. U laat ons heers en al die hande werke. U het alles aan ons onderwerp. U het ons aangestel as koning, sê die Psalm, en as ons na Genesis toe gaan, dan sê hy ons verteenwoordiger bedoel, die bestuurder, natuurlik na God sonder ons. God het ons nie nodig. Maar God het gekies om mens die naaste te maak, kroon van die skepping, sodat die mens 'n eerplek daarin kan hê en 'n eerpos bestuurder in die heerskappy. En as hy al hierdie dinge gedoen, dan sê hy, ek doen dit alles sodat ons weer herstel kan word en heel kan word en begaaf kan word, dat ons kan wees wat hy bedoel het. Ons moet diensbaar wees. Deur sy omgees daar herstel. Dat ons hierdie prentjie kan kry, ons werk nie meer soos die verlore seun vir die varkboer, maar ons werk as verloste kinders van God se koninkryk. Gaan haal ons daar op die vark, nie vir die varkboer, nie verlore vir die bose wat vir ons wil vertrap op niks, want God se koningskinders kroon is, werk nie die vark. Die werk ons se koninkryk, wat ons aangestel word in die erepos. Die laaste tyd het ons soveel aandag aan dit gegee. Wees heilig. Want ons werk vir die almagtige en sy heilige werk. Sonder julle afgegod. Nie vir die vark en die gemors. Wees sout, wees suurdeeg. Sorg vir die medemens,
sorg vir die herstel van die koninkryk. So word ons medewerkers om mekaar op te hef en alles heel te maak vir die glorie wat God reg van die begin in gedagte gehad het. Dat ons in ons lewe en ons wêreld deel kan wees van hierdie glansryk en heerlikheid. Dat dit wat bo is, ons van daardie heerlikheid meer en meer kan weg. En soos ons bid, Here, laat die wil geskied soos in die hemel. Nou hierdie glansryk ook hier op aarde. As God herstel het, dan kan alles nie kom. So kyk ons nie na alles om ons. Wat is ons aandeel in hierdie heers oor die aarde? Bou ons, of breek ons? Ek moet myself vra. Wat is my rol? Word iets van sy heerlikheid weer duidelik, beter, herstel, deur die rol wat ek speel. Besoedel ons hierdie pragtige natuur, of bewaar ons nou ons skoon. Gebruik ons dit, geniet ons dit, of misbruik ons bronne in die natuur. Dan is deel hiervan. Ons moet onsself instel daarin, dat ek weet, dis ons die goed is doen. Ag, het sommer 'n klein eenvoudige dingetjie gerommelstrooierheid. Dit is my verskriklik as ek sien ons dit, want dit is deel van ons heerskappy, om skoon te hou, te versorg en mooi te hou. My kinders klein was, die klein kinders ons hulle geleer, my kinders het nooit hulle lewe met die venster uitgegooi, was met stof en terug, ja. My klein kinders, as hulle lekker goed gedink, vra hulle wat moet maak met die goed, as ek sit nou pas sak. So as ons ergens heen was, dan kom die huis, dan moet ek lekker goed papiertjies en chips papier uit die sak uit, dan gooi nie goed die straat in. So het het gebeur, gooi nie weg nie. Al die jare in my garage staan daar asblik, en ek sien, staan die Nakiesand of Felicitaat in. Dat ek net was daai goed wat die daar se vloer lê, langs die pad gelê, en auto gooi. As ek by die huis kom, kom ek nie afspraak. My kleindochter, sy was so klein, 3-4 jaar, dat ons al by Polymans Rivier Lodge. Sy het en sy in haar pool. Sy weet, niks word weggegooi. In die Brieteterskool het sy geleer aan Potchefstroom, ek weet nie onthou dat het Brieteterskool, Mosjors is uit, Mosje. Sy het daar saam met haar die pool vlak van. Sy spring hier, so klein sien, omstaan die verwondering die dokter, die wat hier gaan. En sy het hulle my stop, en die stop. Ek wil klaar spring, so poep, stop die voor aan die baan. Die gelijk die stop. Sy verstands nie, was sy so in sy gesag. Wat daar? En mannetjie skrik vir hom. Hy vlieg op. Sy gooi my asblik na hom, dat sy maak, en sy hom geklap, en die ma is verskrik wat gebeur met die klein dochter wat ons so in gesig en so. Dis 'n ding wat mens leer. Anders in die lewe leer ons leer om op te pas. Ons word geprogrammeer om die natuur op te pas. Ons moet onsself programmeer om na God se skepping te kyk. Ek myself programmeer om my hart skoon te hou, die vuil wat ons dink, die vuil goed wat ons sê, en die skrikkelike dinge wat ons doen. Ons kyk rondom ons. Wat sien ons? Wat sien ons? Ons sien die oorloë. Ons sien hoe wat dit daar in die Bybelland is gegee. Ons sien hoe mense daar wat vermink is. Ons sien hoe gebiede plat geskiet. Ons sien grafte, ons sien verwoesting, ons sien hooploosheid, doelloosheid. Ons sien dit in ons eie wêreld. Gister, daar het dokter my Wijfer in die gemeente was. En haar stiefma, haar pa se dood, het vervreemd geraak met die 3 dochters, is nog steeds al kom, dat my sê vir my, sê,
vergeet wat sy man is sy naam. Hy het homself geskiet, nooit sy man het homself geskiet. Ek weet nie wat daar verkeerd geloof het. Hy sê, niemand verstaan wat het gebeur. Hy het ons van Sipe uitgekry, want hulle grou in die nacht, kabels koop, maak hy dit toe, en gister toe, na die hoeveelste keer, waar hy Sipe, as hy ons daar bestaan, en by paar van hulle gedek, die een van die ouens die loop daar en kyk, hy gaan in die huis en hy groet sy vrou, hy soen haar, en hy soen die babiekie, en hy stap uit na die oukie daar, en hy trek die ouste dienstpistool uit, en skiet hom weer die kop. Dis die wêreld, die stikkie van ons beleef. Dis die stikkie wat ons elke dag sien. Ons sien mense se selfsug, ons sien haat, ons sien wreedheid, ons sien dryf na mag en geld, en dan sien ons weer ander se skouers wat hang, ons sien moedeloosheid en donkerte, en iemand wat skynbaar ingewing van die oomlik pistool trek en homself skiet. Ons sien al hierdie goed, dis wat ons sien as ons rondom ons kyk. God het het anders gedoen. Sy ons kyk op, sien die groot God, wat het anders tou. Dan die slot. Die bedoeling waarom die boodskap nie so goed. God het het anders bedoel. Daarom as het ons dat ons nou sê, ons kyk rondom ons nie verwoest, ons kyk op en ons sien 'n magtige God wat het anders bedoel het en kom wys het, dat hy steeds na ons omsien, dat hy steeds wil hê dit moet heel, en dat hy sê, het alles in plek gesit, dat dit heel kan wees. Ek sien om na julle, ek het die een gestuur wat kan lied maak. Dan sê hy vir ons vanmorgen, sê jy nou hier, wil jy goed en stap uit, en wat ek jou saam die laaste, ek wil nie jouself. As jy rondom jy die gemors gesien, en ek kyk hoe en jy sien die een wat sê, ek maak alles nie, sê kyk binnen. En as ons binnen toe kyk, dan weet ons waar jy toe kyk. Dan weet ons waar jy alles verkeerd. Door die binnen kan verkeerd in my hart en jou hart. Waar ons nie die keuse maak. Waar ons nie die keuse maak. Ons nie die keuse maak nie. Waar ons nie vaststaan en besluit het, dis die pad. En as die Here vir ons oor hierdie laaste rit bly sê, wees heilig, want ek is heilig. Wat het ek en jy gemaak van hierdie opdrag in die laaste 2-3 weke? Het ons na die heiligheid gestreef en ons losgemaak van wat agter, streef met wat voor is. Wat sê toeweier, wy julle toe aan die regte dinge, en breek met die verkeerde dinge, kry dissipline. Of laat ons maar net toe dat die goed gaan, ons hoor dat die goed, ons hoor en ons hoor. Ons doen niks. Daar is mense wat soekend is, en wat al die sterk hand nodig had, wat sy skouers lang al aan, en dat niemand gesien of gehoor, en die hand uitgesteek, dan trek ek ander as die pistool en geskiet myself. Veel van hierdie goed gebeur rondom ons. Die Here sê, ek het alles grondstuk gemaakt. En ek het julle gemaakt. En al het julle wêreld deur mekaar geval, dan sê ek nog steeds, ek dink aan julle en ek het versorg, en ek het my seun gestuur, en ek het die Gees gelos, dan hoef dit nie so te wees nie. Kyk binne jouself, en maak jou, as nog kans. As nog kans vandag. Hierdie Sondag gepraat met die 10 mensies geleer, en gesê nie elkeen wat my sê, elkeen wat met talente opgedaag het, gaan doen. Wat ons hoor, die vernietiging is rondom ons, en het hoef nie so te wees. Kom ons kyk op, steek aan, en sê, Here, red my van myself, red ons van ons
self aanstel as konings wat ons nie bewus is, dat ons koning sal wees in u diens, want wanneer ons alleen heerskappy soek, dan lyk die wêreld soos hy is. Maar die Here ons genadig wees, dat ons sy hand sal vat, binnekant kyk. Want ek en jy heerskap maak. Iemand kan dit vir my. Hierdie meisies vir die 10 wyse sê, geef ons van julle olie, ons kan nie voor dit doen. Dat ons nie kan nie vir iemand anders doen. Ek en jy self. En ons Vader, baie dankie dat ons steeds met ons praat, dat ons nie gewis het, dat ons steeds in die hande toevou, dat jy steeds die God is wat die onverbreeklike heerlikheid en verbintenis met ons in stand hou. Die verbintenis wat maak dat ons vanmôre hier voorreg gehad het om hier te wees, ten spyte van en weer kom hoor, as ek sê, ek steek na hand uit. Ek sien jou, ek gee om vir jou. Ek wil jou wil maak. Ek steeds vir jou daar. Wees ons genade.